Maar wat nou hier opvallend was, is dat hierdie mense werk met hulle Bybels. Een van die wonderlikste dinge, geluide wat 'n predikant tydens 'n preek kan ervaar in 'n gemeente, is mense wat in hulle Bybels kyk of dit so is wat hy preek. Ek is ook ingeskakel. Goed, ons het nou verlede week het ons hoofstuk 16 afgesluit. Ons begin vandag by hoofstuk 17 uit die boek Handelinge. Voor ons begin, kom ons vra eers die Here vir sy leiding. Onse genadige God, Hemelse Vader, ons Here Jesus Christus in al u heerlikheid, genade wat u nie net aan ander nie, maar ook aan ons bewys het. Genade wat deur die eeue heen strek en vandag nog steeds na ons toe kom, so vars en so oorspronklik soos dit die eerste keer gekom het. Ons bid dat ons dan ook nooit moeg sal word daarvan om hiervan te leer en ook om hieruit bemoedig te word nie, dat u deur die Heilige Gees die voortgang van die evangelie onstuitbaar deur die wêreld laat verkondig. Ons bid dat u dan vir ons ook helderheid van verstand sal gee, dieselfde edelmoedigheid wat ons hiervan lees in Handelinge 17, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, ons het nou daardie wonder aanskou waar die evangelie deur die werking van die Heilige Gees nie eers na die ooste toe gegaan het nie, maar na die weste toe, daar waar ons voorouers vandaan kom. En nou meer spesifiek eers na Filippi en dan nou hierna verder aan daar in die noordelike dele van wat vandag Griekeland is, en daai daar Macedonië. So, ons lees in hoofstuk 17, vanaf die eerste vers, toe het hulle deur Amphipolis en Apollonie gereis en in Thessalonika gekom, waar 'n sinagoge van die Jode was. En volgens sy gewoonte, Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte, en dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. En sommige van hulle is oortuig, en het hulle ook by Paulus en Silas aangesluit, ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broers na die stadsowerhede gesleep en geskree, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. En Jason het hulle ontvang, en hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus.
en hulle het die skare in opskudding gebring en ook die stadsowerhede wat dit gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle losgelaat. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. En hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne. Maar toe die Jode van Thessalonika verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timotheus het daar gebly. So, ons het verlede keer gepraat van toe die evangelie in Filippi aankom, dat die domein van die slang versteur was. Slang wat goed nes gemaak het daar in Filippi. Aan die een kant enerzijds deur die klassieke heidendom, mense wat met allerlei afgoderry en okkultisme besig is, maar aan die ander kant kry ons nou hier ook weer die Jodendom sonder Christus, wat eintlik dan ook maar die domein van die slang is. Dus die twee uiterstes kom maar op dieselfde neer. Sonder Christus is ons in die domein van die slang. En die evangelie kom om daardie domein te versteur en die slang kom in opstand. Hy openbaar homself as die ou hakskeenbyter wat ons van lees in die boek Genesis. So Paulus, soos hy elders volgens sy gewoonte, en ons het dit nou al 'n paar keer gelees, Handelinge 13 vers 14, ja, apostel Paulus, oral waar hy kom, begin hy maar eers met die sinagoge. Daar was nie 'n sinagoge in Filippi nie, maar hy tref die godsdienstige, godvreesende mense wat aangetrokke was tot die Joodse geloof, tref hy by die rivier aan en daar het hy aan hulle die evangelie verkondig. So hier word van 3 sabbate gepraat. Met ander woorde, dit was min of meer nou die tyd wat die Jode daar in die sinagoge die apostel Paulus en vir Silas verdra het. Vir 3 sabbate lank het hulle hom verdra daarso. Hy was langer daar gewees, want dit kom ons agter wanneer ons die briewe lees aan die Tessalonisense, wat 'n mens eintlik saam met hierdie gedeelte moet lees, want dit gee vir ons 'n bietjie meer agtergrond. Maar daardie 3 sabbate lê hy die skrifte uit en hy toon aan dat die Christus moes ly. Met ander, letterlik staan daar hy die skrifte vir hulle oopgemaak. Dit is wat ons ook nodig het, nee. Daar is die Bybel, maar ons het nodig dat iemand dit vir ons oopmaak. Julle sal nog onthou dat daardie Ethiopiër wat Filippus die diaken teëgekom het daar op die pad na Gaza, die skrif moes vir hom oopgemaak word. En hy toon aan met daardie oopmaak dat die Christus moes ly. Met ander woorde, daar's nie twyfel by die ortodokse Jode tot vandag toe nie dat daar 'n Christus aan die kom is nie. Die Christus is 'n werklikheid vir hulle. Dis net dat hulle nie die Here Jesus Christus as die Christus wil aanvaar nie. So hy toon aan dat die Christus moes ly, natuurlik daai bekende gedeelte uit Jesaja 53, Psalm 22, nog ander meer sê. En dan sê hy, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, hy is die Christus. So, volgens 1 Tessalonisense 1 vers 5, want ons evangelie, dis nou wat Paulus later aan hulle skryf,
het nie tot julle gekom in woord alleen nie, maar ook in die krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig onder julle om julle ontwil gewees het. So, dit is maar dieselfde boodskap ook, wat telkens weer deur en deur die evangelie, deur die boek Handelinge weer klink. Daar is 'n verlosser, hy is die Christus, hy het gelei, hy het uit die dood uit opgestaan, en dit is ter wille van ons redding. En sommige van hulle is oortuig. Later skryf die apostel aan die Tessalonisense, want hulle vertel self aangaande ons, watter ingang ons by julle gehad het. Nou daardie brief aan die Tessalonisense plaas hierdie groepie Christene eintlik in 'n baie goeie lig, en sê dat die apostel Paulus het goeie ingang by hulle gehad. So daar was 'n hele klompie mense wat hulle gevolg het. Dis net die verharde Jode en die rou heidene wat weer eens niks met hulle te doen wou gehad het nie. Hulle vertel self, en dis nou getuienis buitekant Thessalonika, dis die hulle, vertel self aangaande die ingang wat ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God. Met ander woorde, dit moes heidene gewees het, om die lewende en waaragtige God te dien, Grieke wat tot bekering gekom het, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het. Weereens, wat hy uit die dode opgewek het. Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. Nou daardie opmerking hier, wat natuurlik in ons belydenis ook is, wat sy seun uit die hemele verwag, as jy nou die brief van die Tessalonisense lees, dan kom jy agter, dit het eintlik 'n groot probleem onder daardie spesifieke geloofsgemeenskap geword. So, baie keer, nou kom die evangelie, en het dra baie vrug, en die duiwel probeer van hierdie kant, sê maar van die ortodokse Jodese kant, en probeer van hierdie kant, sê maar van die heidenisse kant, om hierdie water te vertroebel, of om die werk ongedaan te maak. Hulle kry dit nie reg nie, maar later kom die duiwel, en nou kom hy dan weer met 'n ander aanslag, en wat hy onder die Tessalonisense reg gekry het, was om onder hulle 'n idee te skep, dat die wederkoms gaan nou gebeur, en hulle dan as het ware in 'n toestand verval van, hoekom sal ons nou enige iets vandag aanpak, hoekom sal ons werk, as die wederkomsbore sal wees. Daar is natuurlik baie Christene wat deur die eeue in daardie slaggat getrap het. Dis in die brief van die Tessalonisense. Die eerste en die tweede brief. Die tweede brief gaan die apostel Paulus nog dieper op die wederkoms van die Here Jesus Christus in. En hy openbaar daar dinge daar wat nêrens anders in die Bybel staan nie. Wat eintlik gewoonlik verwys Paulus na die Psalms of die Ou Testament of wat ook al. Maar hier, daardie is wat die mens nou kan noem, rou Gods openbaring, die tweede brief aan die Tessalonisense, waar hy die koms van die Antichrist, en hoe hy teëgehou word op die oomblik, en hoe hy sal kom en homself, as het ware as God self voorstel, en so meer, baie interessant daardie aspek, maar die eerste brief gaan net om vir hierdie mense te sê, hoorie, so daar's die wederkoms gaan nie nou sommer dadelik plaasvind nie. Julle verwag dit nou, die Here kom weer, maar hy kom soos 'n dief in die nag, wanneer hy die minste verwag sal word, in daardie ander hoofstukke wat daarop volg. Maar goed, maar sommige van hulle is oortuig, en het hulle by Paulus en Silas aangesluit. Nou sien ons ook op hierdie stadium, dat Timotheus is effe op die agtergrond, maar Lukas is ook daar gewees. En 'n groot menigte godsdienstige Grieke, 'n aantal van die aansienlikste vroue, en ons het nou al 'n slag daaroor gepraat,
die tipiese gedagtes wat versprei word rondom die minderwaardige rol wat vroue in die Bybelse tyd gespeel het en dan veral nou weet hoe hulle beskou is en so meer en dat ons daarom nie die apostel Paulus ernstig moet opneem wanneer hy sê dat hulle in die erediens en in die openbare prediking dat hulle nie moet voorgaan nie, dat ons dit maar kan ignoreer. Maar hier word dan spesifiek ook aansienlike vroue genoem. Vroeger het ons al in die boek Handelinge met aansienlike vroue te doen gehad. Die ongelowige Jode is nou afgunstig, hulle hou nie daarvan dat daar uit hulle geleedere en uit die Grieke wat hulle tot dusver aangehang het, dat daar mense van hulle wegbeweeg nie, en hulle gaan sweep slegte manne op van die leeglopers wat daar in die stad rond sit. Met ander woorde, as jy daarin kan slaag om die hele klomp mense wat hier werkloos rondhang, ook hier waar ons bly, jy weet, as jy hulle nou kan opsweep om saam met jou in een of ander optog deel te neem, is eintlik baie makliker as wat 'n mens dink, dan kan jy die stad in opskudding bring in daai tyd nog makliker as vandag, en 'n volksoploop bewerk. En hulle die huis van Jason aangeval. Met ander woorde, op hierdie stadium lyk dit my asof hulle nou nie meer in die sinagoge saamgekom het nie, maar in die begin van wat ons nou al sien in die boek Handelinge, huiskerke. Die huis van Jason aangeval. Of andersins het Jason hulle net blyplek gegee en om probeer om hulle voor die volk te bring. Maar hierdie keer was Paulus nie daar om gearresteer te word nie. Maar toe vat hulle nou maar die huiseienaar en 'n paar broeders, wie hulle ook al daar kon kry. Nou die mense wat die wêreld in opstand bring, dis die klag, hulle het ook hier gekom. So met ander woorde, dit wat in Filippi gebeur het, daar het nou daai berig het nou aangekom hier in Thessalonika, en dis nou so ongeveer 80 kilometer daarvandaan af, waar Thessalonika was. En hierdie man, Jason, het hulle ontvang. Hy het met ander woorde, volgens ons siening van die saak, het hy Christus self ontvang, soos die Here Jesus ons dan ook leer uit die evangelies. En dieselfde klag wat voorheen gebring is, dieselfde klag wat teen die Here Jesus gebring het, handel teen die bevele van die keiser. Hulle wil nie die nodige eerbetoon aan die keiser gee nie, en hulle sê daar is 'n ander koning, naamlik Jesus. So, dis maar dieselfde ding wat herhaal word, dieselfde klag wat daar voor Pilatus was. Hulle bring die skare in opskudding, en ook die stadsowerhede, want soos ons nou al dikwels gesê het, alles was goed en wel in die Romeinse ryk. Jy moes net nie 'n oproer veroorsaak nie, jy moes net nie sê dat jy weet, daar mag nie aan die keiser geoffer word of wat ook al nie, dan kan dit gaan. Maar die Romeine, die Romeinse owerhede en ook hierdie mense wat in hierdie kolonie was, hulle was baie erg daarop. Daar moenie enige marakas wees, daar moenie enige opstande wees nie. Maar goed, maar die Jason en ander het toe seker van die aansienlike mense sê, nee maar goed, ons ken hierdie mense en ons gaan nou nie verder mense ontstel in die stad nie. Sê hulle, nee maar goed, julle gee daai waarborg, en Paulus en Silas vertrek daarmee na Berea. Toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. Nou Paulus is daarom maar baie voorspelbaar. Het is elke keer dieselfde ding. Maar wat nou hier opvallend was, is dat hierdie mense werk met hulle Bybels. Is dit nie mooi? Een van hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Met ander woorde, daai Jode self geleide wat, ja, apostel Paulus sê, maar kom ons kyk na die Bybel, kom ons kyk na die, wat sê die Ou Testament, kom ons kyk, jy weet, dan praat ons daaroor. Kyk,
of dit so en hierdie mense was bereid om dit te doen. Hulle het met alle welwillendheid hulle ontvang en elke dag in die skrifte ondersoek of die dinge so was. Een van die wonderlikste dinge wat, kom ons sê, geleide wat 'n predikant tydens 'n preek kan ervaar in 'n gemeente is mense wat in hulle Bybels kyk of dit so is wat hy preek. En dit is iets wat jy baie onder die gereformeerde baptiste kry. Hulle begin hulle dienste met let's open the word of God. Kom ons maak ons Bybels oop. Ons gaan na hierdie preek luister met oop Bybels. En natuurlik dit help baie as almal uit dieselfde vertaling uitlees, maar jy kan ook uit 'n ander vertaling volg en dit kan dalk lei tot vrae ook soos dominee, hier staan dit, jy weet maar jy het so gelees en so meer, maar dit is alles 'n aanduiding van lewe. Jy weet, nie net 'n Bybel toemaak en sit ons en luister na die preek nie. Ons volg uit die Bybel uit wat daar gelees word. En dit is en wat daar gepreek word. So my vrou is altyd vir my kwaad as ek by 'n ander by 'n gemeente kom en daar word gepreek, dan sit ek die hele tyd net hier en kyk en so aan. Ek luister, maar ek lees ook wat daar staan. En dit is nie dat ek myself prys nie, maar dit is hoe 'n mens behoort om te gaan wanneer daar gepreek word, veral ouderlinge. En so groei jou eie kennis en so groei jou eie geloof. So dit nou maar net tersyde. Baie van hierdie mense in Berea het ook gelowig geword, maar nie almal nie. En van die aansienlike Grieke, 'n groot aantal vroue en manne. Maar toe die Jode van Thessalonika verneem, ek dink ek het net nou gesê, Thessalonika is al 80 kilometer van Filippi af, nee, so 160 kilometer van Filippi af. Dit is Berea, wat van Thessalonika 80 kilometer was. So nou kom hierdie gerugte en hierdie stories agterna, om ook hier onrus te veroorsaak, toe hulle verneem dat dit ook deur Paulus verkom het, en het is ook soontoe gekom, ook mense opgesweep, en die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur in die rigting van die see te gaan. Ons sal nou later lees dat hulle see langs toe in Athene geland het, en daar is 'n heeltemal 'n ander tipe omgewing gewees, maar Silas en Timoteus het daar gebly, en ons kan daaruit aflei dat hulle betrokke was dan in die opbou van daardie twee gemeentes. Veral as ons dan nou ook verder lees wat in die eerste brief aan die Thessalonisense staan. Ek dink dit is nogal goed om veral daai eerste 2 hoofstukke te lees, want dit gee ons die agtergrond van hoe die apostel Paulus jare later by Nabat sê oor dit wat in Thessalonika gebeur het, hoe hulle daar vervolg is, watter lyding hulle daar gegaan het, maar ook hoe dit uiteindelik vrug gedra het, en hoe dat die woord vanuit Thessalonika, soos hy dit daar stel in die brief, na die hele Macedonië uit versprei het. Met ander woorde, dit was nie net dat daardie mense gelowig geword het nie, die mense wat gelowig geword het, het self ook begin om die evangelie te versprei, en dit is natuurlik hoe dit deur die hele Europa versprei is. Is daar enige vrae oor hierdie gedeelte?